Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met sinstrukture, sinne en ons gaan spesifiek vandag kyk na ontkenning. How do you say something in the negative in Afrikaans? So let me just change the color because I don't want to be shouting at you. Nou in Afrikaans het ons die wonderlike verskynsel dat ons 'n dubbele ontkenning het. So dis nie genoeg om net een keer nie te sê nie. Aan die einde van die sin het jy 'n tweede nie. Nou hier wil ek net gou vir julle net weer vinnig herinner aan stompie. Kom ons kyk net gou. Stompie, werkwoord 1, tyd, object, manner, place, werkwoord 2 en dan jou infinitief. Nou, as ons wil weet waar pas die nies in, dan het jy jou subject, jou werkwoord en voor tyd kom jou eerste nie. Goed, so tussen jou werkwoord en tyd kom die nie in. En dan gaan jy aan en die laaste een kom aan die einde. Nou, hier moet jy nou 'n paar goed verstaan. Ons sê altyd, alle verandering wat in 'n sin moet gebeur voordat jy by die infinitief kom. Want jou infinitief staan altyd laaste in jou sin. Hier is die uitsondering, die enigste woord op hierdie aarde, wat na jou infinitief mag staan, is die woord nie. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Sy leer haar Afrikaans om 'n onderskeiding te kry. Kom ons skryf nou hierdie sin in die negatiewe vorm. Ons het nou gesê, jou eerste nie staan tussen jou werkwoord, en ons het nie hier tyd nie, ons het die object. So die eerste nie staan direk na jou eerste werkwoord. Daar's eerste werkwoord, sy leer nie haar Afrikaans om 'n onderskeiding te kry nie. Goed, so dis baie belangrik oor die posisie. Hierdie eerste nie kan vervang word deur 'n ander negatiewe woord. Soos byvoorbeeld, sy leer, as ons nou een van die ander woorde hier wil invoeg, dan kan ons byvoorbeeld sê, sy leer nooit. Daai nooit vervang daai nie. Sy leer nooit haar Afrikaans om 'n onderskeiding te kry nie. En hier het ek nou vir julle 'n lysie gemaak van daai eerste nie wat vervang kan word deur een van hierdie. As ek nou sê, die eerste nie kan vervang word deur hierdie. Goed, die enigste manier wat jy hierdie goed kan toepas, want in die eerste plek moet jy die verklapwoord wat hulle vir jou gaan gee in jou voorbeeldsin, daai verklapwoord, hierdie is die verklapwoorde, kom ons maak hulle oranje, hierdie is jou verklapwoorde. So as jy nie hierdie verklapwoorde
herken nie, en in jou kop daar 'n skakelaartjie aangaan en sê, o goed, hier's nou 'n woord wat nou, ek moet daai woord verander na die negatiewe woord. Dan gaan jy die wenk of die clue wat hulle in die sin vir jou gee, nie raak sien nie. So my wenk aan jou is, al hierdie goedjies wat jy moet memoriseer, maak vir jou 'n bladsy, en dan plak jy dit eers waar jy elke dag vir 2 minute daarna kan kyk. Want dit is die enigste manier wat jy hierdie goed gaan memoriseer. Byvoorbeeld soos die woord al ooit, of nog altyd, nog nooit, of nog steeds, nie meer nie, nog word nie meer. So, daar's regtig vangplekke, wat hulle gaan probeer om te sien of jy die verklapwoord kan eien, en dan weet hoe jou sin moet verander. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. Die eerste een is dat as hulle vir jou 'n kort sin gee, 'n kort sin met net 'n onderwerp en 'n gesegde. Met ander woorde, 'n subject and your verb one. As hulle net dit vir jou gee, dan moet jy weet, daar's net een nie. Dan het jy, sy nie slaap nie, nonsens, jy kan nie dit doen nie. Sy slaap nie. Hulle lees nie. So onthou, dis jou eerste ding wat jy moet gaan onthou. As daar 'n bevelsin is, so as dit 'n command is, dan weet ons, is daar altyd 'n uitroepteken by betrokke, en dit kan net een woord wees. As daar 'n uitroepteken is, dan moet jou antwoord ook 'n uitroepteken hê. As jou voorbeeldsin 'n vraagteken het, dan val die vraagteken weg. Maar hierdie uitroepteken moet daar wees. So kom ons kyk. Speel. Net een woord, dis 'n uitroep. Dan begin jy jou sin met die woord moenie. Nou moenie is 'n samestelling van die woorde moet plus nie. Nou het ons dit een woord gemaak en gesê, moenie speel nie. Maak die deur toe. Kom ons sê, maak die deur toe. Nou gebeur hier 'n interessante ding. Nou moet julle mooi kyk wat hier gebeur. Nou sê hulle vir ons, begin jou sin met moenie. Moenie. Wat volg? Raak ek nou hier so meegevoer, dat ek nou hier groot droog maak. Moenie. Wat volg na die moenie? Kyk, daar's my deel van my werkwoord, en daar's my deeltjie werkwoord. Ons gaan nou weer daaroor praat. Moenie die deur. Nou begin ek, my volgende woord, begin ek met my deeltjie woord. Toe, en ek voeg die hoofwerkwoord daarby, moenie die deur toemaak, nie met my uitroepteken. Lekker, né? Goed. Met ander woorde, ekskuus, kan ek net gou teruggaan. Wanneer daar 'n bevelsin is, dan volg jy hierdie patroontjie. Wanneer daar 'n sin is met die woord asseblief, dan vervang jy dit met moet asseblief nie. Nou kan jy nie moenie gebruik nie, jy kan nou nie daai samestelling gebruik nie, jy moet nou die twee woorde van mekaar skry. En daai moet asseblief nie, kan aan die begin van jou sin wees, of dit kan in die middel van jou sin wees. Ok, kom ons kyk, maak asseblief die deur toe. Dis nou nie 'n
'n command nie, dis nou nie 'n bevel nie, dis net 'n maak asseblief die deur toe. Nou het ons gesê, as daar asseblief in die sin is, dan moet ons moet nie gebruik. So, kom ons begin. Moet, kan julle sien, moet asseblief, daar sê, nie die deur toemaak nie. Daar het ons weer ons deeltjie, deeltjie woord, plus ons hoofwerkwoord. En ons begin met die deeltjie woord, en ons voltooi met, maak het een woord, en dan die tweede nie. Die tweede nie is altyd nie. En hier kom ons nou met skeibare en onskeibare werkwoorde. Kom ons kyk gou-gou. Kom ek gee vir julle hier 'n sin. Maak asseblief jou bed op. Please make your bed. Nou het hulle gesê, ons moet begin met moet asseblief nie jou bed. OK, hier het ons maak en op. Dis 'n deeltjie werk, deeltjie woord. So ek gaan met hom begin, moet asseblief nie jou bed op maak nie. Daar's hy. So, dit is wat jy moet doen as daar 'n sin met asseblief is. Kom ons gaan aan. As jy nou 'n saamgestelde sin kry, wat maak jy dan? Onthou, 'n saamgestelde sin het 'n voegwoord. En dit kan 2 sinne wees wat met 'n voegwoord bymekaar is, deur 'n komma en nie, maar want, of 'n dubbelpunt, kommapunt. As jy daai 2 goed sien, dan weet jy nou moet jy baie mooi dink. So kom ons ontleed hierdie sin. Kom ons kyk eers wat is ons voegwoord. Ons voegwoord is 'n maklike een, want kom uit groep 1, so nie moeilik om mee te werk nie. Ons eerste sin, sy is vandag baie opgewonde. Daar is sin 1. Want sin 2, sy het haar musiekeksamen met lof geslaag. Daar's my sin 2. Nou, as jy 'n saamgestelde sin het, waar daar 'n komma of 'n koppelteken is met 'n voegwoord, dan moet jy onthou, elke sin moet in die negatief geskryf word. So, ons gaan gou-gou dit doen. Sy is, daar's my werkwoord, en ek weet my nie kom definitief daarin. Sy is nie vandag baie opgewonde nie, komma, kan jy sien, daar's my eerste nie, daar's my tweede nie, want, en nou gaan ons sin 2 in die negatief skryf. Sy werkwoord het nie haar musiekeksamen met lof geslaag nie. Is dit reg so? Ek hoop julle het hom. As jy nou 'n saamgestelde sin sonder 'n komma het, kom ons kyk gou-gou na hierdie voorbeeld. Hanlie is dol oor boeke, omdat dit haar inspireer om te reis. So hier het ons ons het 'n voegwoord, ons het 2 sinne, maar daar's nie 'n komma nie. Hanlie
is nie, daar's my werkwoord, gevolg deur nie, dol oor boeke nie, omdat dit haar nie inspireer om te reis nie. Okay, so daar het ons weer elke sin het sy eie nie. Nou is daar iets totaal wat by al die reëls wat ons nou nog na gekyk het, by die voordeur uitskop. As jy sinne kry met of, onthou, dit is ook deel van groep 1, daar het jy geen nie in jou sin nie. Nie 1 of 2 nie. Daar's geen nie in daai sinne nie. Die of word nog, en daai en moet vir jou aandui dat dit nou, ons werk nou in die negatiewe vorm. Ons eet vanaand of pizza of sushi. So dis gewoonlik, dit dui gewoonlik 'n keuse aan. Een of die ander. En dan verander jy dit. Ons eet vanaand tyd nog pizza, nog sushi. So we're not going to have either of them. En dit is een van daai goeders wat jy in jou brein moet inplant. Of in die negatief word nog. Okay. Gewoonlik vra hulle die negatief op so 'n manier dat jy jou sin moet begin met nee. Nou wat belangrik is as hulle vir jou vra, is jy lief vir kaas, dan sal jy jou antwoord sê nee, ek is, werkwoord, nie lief vir kaas nie. Goed. Wat belangrik is jou persoonlike of besitlike voornaamwoorde, soos hy, sy, jy, moet aangepas word om te pas by die inhoud van die sin. So as jy nie seker is nie, vertaal dit in Engels, laat dit net vir jou sin maak, en dan hier is daai vraagteken wat wegval. So kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. Onthou, ons moet dit nou in die negatief skryf. Petrus is 'n kameelperd met knopperige knieë. Ons eerste nie is na die werkwoord. Petrus is nie 'n kameelperd met knopperige knieë nie. Punt. Nou, vanjaar hou die studente ergens, hier's 'n verklapwoord, in Bosveldans. So nou moet jy gou in jou argiewe gaan kyk, wat word ergens? Ergens word nêrens, né? Vanjaar hou die studente nêrens 'n Bosvelddans nie. Iemand dans die tango. Iemand word niemand dans die tango nie. Christian voel skaam, want hy is lomp. So hier het ons 2 sinne. Christian voel nie skaam nie, want hy is nie lomp nie. Het dit al ooit met jou gebeur dat almal jou uitlag? Al ooit. Dis een wat hulle baie graag vra. Het dit, okay, nou moet jy antwoord. Nou moet jy sê, dit het, of jy kan sê nee. Dit het nog nooit met, jy antwoord nou in die eerste persoon, met my gebeur
dat almal jou uitlag nie. Ag nee, ekskuus, daai jou moet wees my. Sorry guys. Ja, jy het mos daar die verandering gemaak, dat almal my uitlag nie. Die meisie hou iets in haar hand vas. Daar's 'n verklapwoord. Die meisie hou niks in haar hand vas nie. What can be easier? Dis of danslesse of musieklesse. Nou moet jy baie mooi onthou. Dis nog danslesse, nog musieklesse, either or, né? Sluit asseblief die deur, daar's asseblief, ons weet ons moet begin met moet, asseblief nie die deur sluit nie, en daar's 'n uitroepteken, so ek moet ook 'n uitroepteken hê. Orals, dis 'n verklapwoord, nêrens is daar mense wat eenders is nie. Het jy al ooit so hard geleer, daar is hy weer, nee, jy, verander na eerste persoon, ek het nog nooit so hard geleer nie. En daar val die vraagteken weg. Hou jy van braaivleis? Nee, ek kan dit amper nie glo nie. Ek hou nie van braaivleis nie. En weer, daai ding val weg, die vraagteken. Daar is iemand wat kan help. Daar is iemand word niemand wat kan help nie. Goed. Julle twee vriende, as jy meer wil weet oor die negatief, oor ontkenning, kan jy in hierdie boeke lekker inligting ook kry en moontlike vrae en hoe hulle dit vra. Ek hoop dit het jou gehelp. Tot 'n volgende keer.